Goeiedag. Vandag is dit my voorreg om met julle te gesels oor brugbediening. Die doel is om 'n gesprek te fasiliteer sodat ons kan verder gesels oor brugbediening. Waaroor gaan brugbediening? Brugbediening gaan oor hulp aan gemeentes in transisie. Ons wil gemeentes help om van een punt na 'n volgende punt te beweeg. Daarvoor sal ons moet gaan kyk na die konteks van gemeentes. Wie en wat is 'n brugpredikant? Waar kan hulle opleiding kry? Watter prosesse gebruik hulle in die aanbieding van brugbediening? En uiteindelik sal ons afsluit met 'n video wat alles saamvat. Die vraag is, hoekom is dit nodig om gemeentes te fasiliteer in transisie? Die rede is, ons wêreld waarin ons beweeg verander baie. Ek dink nie ons kan meer dit ignoreer nie. Die realiteit van gemeentes is dat hulle in tye van snelle verandering leef en oorleef. En dat hulle dikwels fasiliteerders nodig het om hulle deur hierdie proses te begelei. Die veranderings wat gemeentes ervaar en beleef, is onder andere op die gebied van die wetenskap. Ons dink byvoorbeeld aan die wetenskaplike ontwikkeling rondom ons verstaan van die mens se brein. Professor Stefan Joubert het pas 'n boek beskikbaar op die mark wat praat oor ons brein en ons geloofslewe. Dink 'n bietjie hoe die kerk in die verlede gewerk met mense wat depressie het. Intussen het ons uitgevind dat dit nie maar net help om vir so 'n persoon te sê, kry jouself reg, ruk jouself reg, werk harder in jou geloof en alles sal regkom nie. Ons verstaan dat depressie ook 'n siektetoestand is, wat iets te doen het met vloeistowwe in 'n mens se brein. En as ons verstaan dat dit 'n siektetoestand is, dan kan ons ook anders in die kerk met lidmate daaroor omgaan. Ons dink aan linker en regterbrein mense. En hoe lank ons in die kerk net mense van een kant van die brein geakkommodeer het in ons liturgie, in ons bediening en in ons diens. Intussen verstaan ons ook dat dit nie net gaan oor dat lidmate linker of regterbrein is nie, maar dat daar ook 'n stam tussen die twee breinlobbe is. Met ander woorde dat daar 'n interaksie is tussen linker en regterbrein mense. Nog 'n ding wat ons in hierdie veranderende wêreld ervaar is die natuur en die agteruitgang van die aarde. En dit is veral vir ons jonger lidmate belangrik dat die kerk hieroor 'n standpunt sal hê. As die kerk hierby wegbly, dan verloor ons ook hierdie jonger lidmate se ondersteuning. Groen, om die aarde te beskerm en te bewaar, is eintlik ook God se opdrag aan die kerk. Die Here het gesê ons moet mekaar lief hê en ons naaste lief hê soos onsself, maar hy het ook gesê dat ons die aarde moet bewaar en dat ons 'n verantwoordelikheid het om dit te doen. Die vraag is vir die kerk in die toekoms, hoe gaan ons betrokke raak by die proses om die aarde te bewaar, die ozonlaag, om waterstrome skoon te hou, die omgewing waarin ons kerkgebou is en ons as gemeentes. Hoeveel jeugaksies het ons in die verlede geloods om ons jeug betrokke te kry by hulle omgewing? Die ekonomie. Daar is eenvoudig net nie meer soveel geld vir die kerk se bediening soos in die verlede nie. Lidmate voel ernstig dat hulle nie wil belê in strukture nie, maar dat hulle eerder in bediening en diens sal belê. Daarom sal ons moet leer dat ons ernstig ons bedieninge moet motiveer rondom die ekonomie en dat ons eerlik met die finansies van die kerk sal moet omgaan. Die sosiale netwerk. In ons gemeente het daar laasweek 1000 mense op een dag na ons gemeente se afkondigings gekyk. Dis belangrik, dis die impak wat die sosiale netwerk het. In 'n gemeente van 400 lidmate, waar daar ongeveer 160, 170 lidmate per Sondag die erediens bywoon, is daar 1000 mense reg oor die wêreld wat ons preke op die webblad lees. In hierdie jaar is daar gelees uit 54 verskillende lande met die FSA en Rusland, die Oekraïne en Marokko, ons top 4 lande. Dit beteken dat ons ook wat ons missionale gerigtheid, die sosiale netwerk nie kan ignoreer nie.
Demografiese verskywing het gemaak dat eens florerende gemeentes in die middestad nou net eenvoudig nie lidmate het nie. Mense beweeg eerder na die ontwikkelde gebiede as terug na die middestad. Dink aan die demografiese verskywing rondom plattelandse gebiede. Alles wat ons in gedagte moet hou. Nog 'n uitdaging vir die kerk in hierdie veranderende tye is die verandering van die samestelling van families, huisgesinne. Onlangs praat ek met 'n onderwyser wat sê, uit sy 15 rugbyspelers is daar net 3 wat nog sy biologiese ma of pa het. In 'n Afrikaans sprekende skool. 12 van die seuns is in hersaamgestelde gesinne. Hoe praat ons daaroor? Hoe akkommodeer ons dit? Dink aan die kategese waar kinders die een naweek by die een ouer is en die ander naweek by 'n ander ouer is en hoe ons dit gaan evalueer. Sekuriteit maak dat ons onsself toesluit. Dat ons onveilig voel. Dat ons nie onnodig by mekaar kom op plekke waar dit onveilig sou wees. En dan kan ons ook sekerlik met mekaar praat oor postmodernisme. Daardie ding wat vir ons sê dat mense 'n ander kultuur het. Kerk toe gaan is nie meer so belangrik nie. 'n Rukkie gelede as 'n mens in die winkelsentrum iemand sou raakloop wat 'n lang ruk gelede in die erediens was, sou 'n mens vir mekaar weggekruip het, want daar was dalk teleurstelling, hy was dalk kwaad. Vandag loop jy in die winkelsentrum, sien 'n lidmaat raak wat 'n jaar gelede in die kerk was en julle groep mekaar vriendelik. Niemand is kwaad vir niemand nie, dit is net nie meer die kultuur van die mens van vandag nie. As die wêreld verander het, die omstandighede verander het, wat doen die kerk? In die laat 60er jare, begin 70er jare, roep 'n kerkgemeenskap 'n leier na hulle synodale kerkkantoor. Die persoon se naam is Lauren Mead. In die FSA word daar vir hom gesê dat die kerk bekommerd is dat die getalle van erediensbywoning drasties afgeneem het. Daarby ook die getalle van die kerk en ook die finansiële inkomste. Hy word gevra om 'n taakspan bymekaar te bring en ernstig studie te doen oor die veranderende wêreld en die impak op ons kerkwees. Lauren Mead het die Alban Institute so begin en hulle het navorsing begin doen. In honderde gemeentes het hulle navorsing gedoen. Die een ding wat van die begin af uitgestaan het, was dat brugbediening is 'n belangrike faset in die fasilitering van verandering in gemeentes se lewe. Hulle het gevind dat die tyd wanneer 'n gemeente op haar gemaklikste is om te verander, om te skuif, om by die veranderende wêreld aan te pas, om weer opnuut te vra na hulle identiteit, is juis in die tyd wanneer 'n gemeente vakant is. Wanneer daar nie 'n predikant in die gemeente is. In ons eie tradisie beweeg ons in 'n tyd in waar gemeentes predikante laat emeriteer wat 20, 28, 30 jaar lank in 'n gemeente is. So wanneer hierdie persoon emeriteer, is dit 'n ideale geleentheid vir die gemeente om opnuut te vra oor die koers, die rigting van die gemeente. Daar is prosesse, die brugbedieningsproses om gemeentes hiermee te help. Dink aan 'n gemeente waar die trauma ervaar, waar daar spanning was tussen die vorige gemeente en die predikant. Of die huidige gemeente waaruit die predikant bedank of selfs geskort word. Dink aan gemeentes wat sy finansiële posisie so drasties verander het, dat hulle predikant moes afsit, 'n nuwe beroep laat aanvaar, laat gaan. Hoe werk hierdie gemeente na 'n volgende punt? In 1981, uit hierdie Alban Institute en uit hierdie navorsing, ontwikkel hulle 'n proses om gemeentes te help in hierdie oorgangstyd, van 'n predikant verloor na waarheen moet ons gaan? Moet ons weer 'n voltydse predikant kry?
'n deeltydse predikant, 'n deelsorgpredikant? Moet die gemeente saamwerk met 'n ander gemeente? Moet die gemeente dalk in 'n deel met 'n ander gemeente gaan? En in daardie proses ontwikkel hulle 5 ontwikkelingstake. 5 take wat hulle sê afgehandel moet word voordat 'n volgende predikant na die gemeente beroep word of voordat die gemeente se bedieningsstatus verander word. Oor die jare terwyl hulle met hierdie take werk, het hulle agtergekom en was dit hulle ervaring dat hierdie take meer vir hulle geword het soos 'n program met 'n begin en 'n einde in sig wat deurloop moes word. En die aanvoeling was dat die kultuur geskuif het na prosesmatig. Dat 'n mens nie 'n vaste program het van punt A na punt B, na punt C, na punt D toe nie, maar dat 'n mens 'n bietjie meer vryheid moet hê, omdat elke gemeente se konteks en omstandighede verskil. En toe ontwikkel hulle same die Center for Congregational Health 5 fokuspunte. Hulle sê daar's 5 dinge waarna 'n gemeente en 'n fakulture moet kyk. Daardie 5 dinge gaan ons later met mekaar bespreek. En nou pas in 2015 het Loremie, die vader van Brugbediening, gesê, in hierdie hele proses en die geskiedenis waarin ons beweeg het, is dit belangrik dat ons nie fokus verloor dat dit oor die gemeente gaan nie. Sy nuwe boek wat die lig gesien het, The Parish is the Issue. Die gemeente is waaroor dit gaan. Persoonlik voel ek dat ook in ons kerk dit een van die uitdagings is waarmee ons moet worstel. Dalk het Brugbediening in die verlede nie so suksesvol gewerk of afgegaan by gemeentes nie, omdat dit vir ons meer gegaan het oor die brugpredikant. Die synode of die ring of die kerkraad het vir 'n gemeente gesê, hier is 'n brugpredikant vir die gemeente, en hulle het gevoel, wat moet hulle met hierdie nuwe persoon doen? Hoekom word hierdie persoon van bo af op ons neergegee? The parish, die gemeente is die issue. Die brugbediening is om 'n gemeente te begelei om hulle missionale identiteit te verstaan, om 'n gemeente weer gereed te kry vir 'n nuwe toekoms nadat hulle verlede verwerk het en oor gepraat het. In Suid-Afrika het ons 10 jaar gelede NIMSA begin, Network for Interim Ministry South Africa. En hier NIMSA het begin met opleiding van brugpredikante op verskillende plekke in ons land by verskillende universiteite. Later 'n bietjie meer hieroor. Huidiglik NIMSA ook so 6 of 7 denominasies wat betrokke is, waarvan die Hervormde Kerk ook 'n gedeelte is. As ons sê the parish is the issue, die gemeente is waaroor dit gaan, dan moet ons gaan kyk hoe lyk die gemeentes vandag. Wat ervaar hulle? Wat beleef hulle? Wat sê die navorsing vir ons oor ons gemeentes wanneer hulle vakant raak? Die eerste ding wat 'n mens optel is dat hulle baie gou verlang na die goeie ou dae, dit wat in die verlede is. En dit is belangrik dat 'n mens hulle begelei om vanuit die verlede te leer, maar nie om in die verlede vasgesteek te wees nie. Ons lewe vanuit die verlede, maar ons lewe nie in die verlede nie. Gemeentes fokus ook in hierdie tyd maklik op programme. Daar by my het ek 'n oom gehad wat elke jaar angstig gewag het vir die jaarkalender, en dan het hy die wit blokkies op die jaarkalender getel en persentasiegewys uitgewerk, hoeveel is dit van die jaar? En dan sou hy sê, hoekom doen ons vir 60% van die jaar niks? Die kalender, die program was vir hom die aanduiding van wat 'n gemeente doen. En dit is maar net op die voorgrond. In 'n gemeente gebeur daar baie dikwels baie meer waarvan ons nie op 'n program of op 'n rooster van kennis neem nie. Wat nie eers op 'n agenda iewers in 'n vergadering kom nie. Kerk wees spontaan by die werksplek. Kerk wees spontaan by die skool. Kerk wees spontaan op die universiteit waar ek studeer. Om 'n gemeente te bemagtig, om te verstaan, kerkwees gaan nie oor die programme van 'n gemeente nie, maar oor 'n gemeente se vermoë om in die elke dag se lewe sinvol
'n impak te maak. Nog 'n saak wat ons optel by gemeentes, is dat daar 'n vashou is aan die vorige dominee, persoonlike afhanklikheid. Goeie ou dominee. Toe dominee so en so hier was, het alles nog goed geloop en goed gewerk. Hy het dit gedoen, sy het dat gedoen. Om 'n gemeente in hierdie tyd te begelei is om vir die gemeente te sê dat dit goed is en dat ons dit vier en dat ons dankbaar is, maar dat goeie dominee in 'n ander tyd en in 'n ander konteks bedien het en gedien het. En dat dieselfde dinge van die goeie ou dominee nie noodwendig vandag die behoeftes van die gemeente sal aanspreek nie. En dat daar dalk ook 'n bietjie ander vorm van bediening en aanslag in die bediening sal wees. Gemeentes is ook in hierdie tyd baie sterk instandhoudend gedrewe. Solank die geboue en die strukture in stand gehou word, bestaan kerk vir hulle nog. Navorsing sê, as 'n gemeente swaar kry en daar gewonder word oor die toekoms van die gemeente, is ongelukkig die heel eerste plek waar 'n gemeente raak en verander aan die bediening, die predikant, die standplaas. Interessant is, die 10de plek waar daar geraak word is die koster. Eintlik word daar nie aan die koster geraak wanneer daar oor die toekoms van 'n gemeente gepraat word nie. En dit sê vir ons iets van gemeentes wat baie sterker ingestel is op die instandhouding as op die groei van bediening. Dat ons gemeentes ook hierin sal help om te verstaan wat hulle ervaar en wat hulle beleef. Professor aan die Noordwes Universiteit vertel dat in hulle kerkdenominasie in die omgewing van Potchefstroom daar bykans geen meer van hulle denominasiese gemeentes 'n predikant het nie, en dat hulle as professore in daardie gemeentes moet gaan preek en moet gaan werk. So kom hy een Sondagoggend by 'n gemeente wat vir hom vra om ook 'n kerkraadsvergadering te lei. In hierdie kerkraadsvergadering word daar baie klem gelê op die feit dat hulle nie geld het om 'n predikant of bediening in te koop nie. Maar op hierdie selfde vergadering keer hulle 'n bedrag van R350.000 goed om aan 'n kerkgebou verbeterings aan te bring. Gemeentes ervaar ook die slagoffermentaliteit. Ons is die slagoffer van die verandering in die politieke omgewing waar ons is. Ons is die slagoffer van die verswakkende ekonomie. Ons is die slagoffer van 'n kerk wat se lidmaatgetalle minder word en nie 'n bediening is. Die probleem van om 'n slagoffer etiket te dra is dat jy verbitterd raak. Dat jy vasgevang raak. Verbitterde mense verlaat nie net uiteindelik die kerk nie, maar dit vervlak hulle geloofslewe so dat hulle begin ervaar dat hulle twyfel in hulle geloof. Gemeentes het ook soms 'n slegte beeld na die gemeenskap toe. Omdat gemeentes in die verlede op hulle self gerig was en alles oor fondse en bediening na hulle toe gewees het. Soveel so dat daar baie gemeentes is, as hulle sou ophou bestaan, wat glad nie gemis sou word deur 'n gemeenskap nie. Ons moet gemeentes help verstaan in hierdie tyd dat hulle daar is om juis 'n impak ook in hulle gemeenskap te maak, om ook in hulle beeld na die gemeenskap so te werk, dat hulle mense sal wil uitnooi om deel te word van daardie gemeente se bediening. Dink aan die beeld wat mense het oor kerkwees in terme van 'n plek waar mense geoordeel word, sommer ook veroordeel word. Eerder as 'n plek waar mense nou uitgenooi word en vir hulle verduidelik word dat God se genade vir sondaar mense groot is, dat daar by God vergifnis en redding en verlossing is. Gemeentes beweeg ook in hierdie tyd maklik weg van die skrif, gefokus op hulle probleme en hulle uitdagings eerder as God se roeping, God se take vir ons vanuit die Bybel. En dit is belangrik om in hierdie oorgangstyd gemeentes deur wandel in die woord te help om te verstaan dat ons by die skrif, die Bybel, sal stil staan as ons norm en ons maatstaf. Wat leer God ons oor kerkwees? Dink sommer aan 'n teks 2 Petrus 1 waar daar staan dat ons kan kerk wees en ons geloof kan verryk,
mits ons hierdie praktiese oefeninge sal doen. Deugsaamheid, kennis, godsvrug, volharding, selfbeheersing. Wanneer lidmate weer opnuut die Bybel as rigsnoer en maatstaf van die kerk ontdek, beweeg 'n mens baie maklik na 'n ander toekoms toe. Gemeentes in hierdie tyd ervaar ook 'n gebrek aan liefde. Niemand gee vir ons om nie. Dit voel vir hulle asof hulle van bo af net moeilikheid kry, en van die kant af net moeilikheid kry, en van agteraf net moeilikheid kry, en van vooraf net moeilikheid kry. Daarom is dit belangrik om gemeentes in hierdie tyd te help stil staan en te laat werk aan verhoudings. Elke lidmaat se verhouding met God, elke lidmaat se verhouding met sy huisgesin, met sy familie, die gemeente se verhouding met mekaar, want hierdie gesonde verhoudings in die gemeente kan lei tot 'n gesonde verhouding in die gemeenskap. Daar moet baie tyd gespandeer word om mense weer by mekaar te kry, mense met mekaar te laat praat en nie oor mekaar te laat praat nie. Ons leer dat mense het 3 basiese behoeftes. Behoefte aan liefde, die behoefte om te behoort en die behoefte om aanvaar te word. Dink net aan die kerk se taak en geleentheid in hierdie oorgangsproses om weer God se liefde te verduidelik. God se liefde wat in Jesus Christus vir ons sigbaar geword het. Maar ook ons liefde vir mekaar en na alle mense toe. Dink net as ons hier weer die ervaring kan hê van ek behoort. Daarom is dit belangrik ook hoe ons oor 'n gemeente in hierdie tyd praat, want wie wil nou aan 'n sinkende skip gekoppel word? Ons taal in hierdie tyd oor hoop, oor toekoms, oor visie, oor wat dit beteken om deel te wees en te behoort aan hierdie gemeente. Om aanvaar te word. Baie van ons gemeentes se lidmate voel dat hulle gewoon weens omstandighede net nie meer by hulle werk volledig aanvaar word nie. As gevolg van hulle andersheid baie dikwels nie in hulle familie aanvaar word nie. Baie dikwels ook nie deur 'n kerk en 'n gemeente aanvaar word nie. As ons wil verandering bestuur, sal ons mense moet aanvaar vir wie en wat God hulle geskep het. Aanvaar dat mense anders as hy kan dink, anders as hy kan doen, anders as hy kan praat, maar dat ons almal dieselfde doelwit het. Een belangrike ding vir 'n gemeente in hierdie tyd is om hulle gebrokenheid te besef. Te aanvaar dat ons nie volmaak is nie. En dat daar nooit so iets kan bestaan soos 'n volmaakte kerk en 'n volmaakte gemeente en 'n volmaakte predikant. Mense het sondes. Mense het tekorte. Mense is gebroken. En daarom moet ons iets doen om te verstaan dat ons gebroken is. Dat ons nie alles weet nie, maar dat ons saam soek na 'n nuwe toekoms. Gemeentes is belangrik. En ek dink as ons 'n gesonde kerk wil hê, moet ons fokus op gesonde gemeentes. En moet ons energie en ons aandag en ons fasilitering fokus op gemeentes. Kom ons gaan en ons help gemeentes om sterk te wees, om gesond te wees, om te verstaan wie hulle is en waarin hulle op pad is. En dan sal ons ontdek dat ons uiteindelik ook weer 'n sterk en 'n gesonde kerk het, waarop ons kan trots wees en waarmee ons kan voortbeweeg. Goed, ons het gepraat oor die gemeente en ons verstaan dat die uitdagings en die behoeftes van gemeentes baie moeilik is. Nou wil ek 'n bietjie praat oor die brugpredikant, maar ek wil begin met 'n storie. 'n Rukkie gelede moet ek 'n gemeente ontmoet en vir hulle vertel van 'n brugpredikant. Maar hulle was baie negatief. Trouwens, hulle het vooraf 'n paar gemeenteleiers gestuur om my te ontmoedig om oor brugbediening en 'n brugpredikant te kom praat. Uiteindelik kom ek by die gemeente, ek lei die erediens en na die tyd sê ek vir hulle, ek wil nie met hulle dadelik oor brugbediening praat nie.
Ek wil met hulle oor iets praat. Hulle moet my help. Hulle moet vir my raad gee. Ek het 'n krisis daar by my gemeente. Ek sê vir hulle, daar in my gemeente is 'n meisie en 'n ou en hulle was getroud en hulle het 'n bietjie 'n slegterige egskeiding gehad. En ek is ook nie eers seker of dit hulle eerste egskeiding was nie. En die egskeiding is ook nog nie eers heeltemal afgehandel nie. En toe kom hierdie meisie na my toe en sy sê vir my, sy wil weer trou. Soos in volgende maand. Ek het nie eers klaar gepraat en 'n oom hier voor in die kerk vlieg op en sê vir my, dominee sê vir die niggie, sy moet asseblief nie so dom wees om so vinnig te trou nie. Sê vir die niggie, sy moet eers 'n bietjie gaan kyk na hoekom sy by hierdie punt gekom het. 'n Paar goed uitwerk voordat sy vorentoe beweeg. En ek kon vir die gemeente sê, julle verstaan brugbediening. Brugbediening is wanneer daar 'n verlies is, wanneer 'n predikant weggegaan het, wanneer daar 'n vakature is, tyd vir die gemeente om na hulle self te kyk voordat hulle 'n nuwe huweliksmaat, 'n nuwe predikant beroep. Wie help ons om daar te kom? As 'n mens huweliksmoeilikheid gehad het, gaan sien jy 'n sielkundige, 'n pastorale sielkundige, die dominee, 'n goeie vriend om jou te help om te verstaan en 'n klomp goed te verwerk. In die kerk is hierdie persoon wat die gemeente gaan haal daar waar hulle verlies aan 'n predikant was, wat ook al die rede is, die brugpredikant. Maar nou hier is 'n aanhaling van Ken McFadden. Ken McFadden het gesê, "The irony is that some specialists in transitional ministry are having a hard time making a transition." Dat mense wat gemeentes moet begelei in verandering, in transisie, self in hulle persoonlike lewe nie kan verander of aanbeweeg nie. Dit is hoekom dit belangrik is om presies die regte persoon te kry. Die Engelse het vir my 'n mooi beskrywing van hierdie persoon. Hulle noem dit intentional interim ministry. Dis intentional, bedoelende dat dit doelbewus is, doelgerig is. Hierdie persoon weet presies wat hy of sy in daardie gemeenskap kom doen. Dis interim. Dis 'n tydelike ding. Dit gaan nie die permanente bediening word nie. Dit is die voorbereiding op 'n nuwe permanente beroep. En dis 'n pastor. Dit is Godswerk, koninkrykswerk wat hier gedoen word. Hoe moet hierdie persoon lyk? Wat is die kenmerke van 'n goeie brugpredikant? Dit moet 'n persoon wees wat sterk is op verhoudings. Wat sterk is op sy verhouding met God in die eerste plek. Maar sterk is op sy verhouding met mense rondom hom en met mense in die algemeen. Omdat hierdie persoon 'n gemeenskap moet gaan lei om hulle verhoudings te verbeter, uit te bou, sterk te wees. 'n Brugpredikant moet 'n persoon wees wat oop is vir nuwe idees, want soos wat 'n mens beweeg, leer 'n mens, ervaar 'n mens en begelei jy mense. Koen sê in sy boek Deep Change, dat deep change, verandering wat sal bly, net gebeur, daar waar dit in die beweging gebeur. Nie waar dit vooraf beplan word as 'n uitkoms nie, maar waar dit in die oomblik gebeur. Ons brugpredikant moet die vermoë hê om konflik te kan hanteer. Konflik is nie iets wat negatief gesien moet word nie. Konflik is eintlik vir ons 'n rooi liggie, wat net vir ons sê, iets is nie reg nie, iets is nie pleis nie, mense en omstandighede is nie gelukkig nie. Die geheim van konflik is nie om konflik as die sondaar uit te wys nie, maar die manier waarop konflik hanteer word. En daarin moet hierdie persoon kan aandag gee. Dit moet 'n persoon wees wat hoë stresvlakke het, want om so in 'n tydelike omgewing mense in 'n moeilike tyd te begelei is stresvol. Moet druk kan hanteer en spanning kan verwerk. Moet 'n persoon wees wat emosioneel volwasse is. En daarom sal 'n brugpredikant ook baie dikwels 'n meer ervare predikant wees. Maar nie alle ervare predikante is emosioneel volwasse nie, en nie alle jong predikante is emosioneel onvolwasse nie.
Dit moet 'n persoon wees wat 'n sterk ondersteuningsbasis het. 'n Gesin het wat verstaan wat sy of haar roeping en taak is. 'n Persoon wie se gesin hulle daarin sal ondersteun as hulle met hierdie werk besig is. Moet goeie gesondheid hê. Dit kan nie 'n persoon wees wat iewers en gereeld siek is of moet afgaan of moet wees nie, moet kan beweeg, moet kan hard werk en daarom goeie gesondheid het. Geduldig wees, moet deursettingsvermoë hê om aan te hou en aan te hou totdat die deurbraak kom. Dis nie vreemd dat die Bybel vir ons sê dat volharding, deursettingsvermoë is 'n kenmerk van Jesus volgelinge nie. Hoeveel keer in die verlede het mense in hulle persoonlike lewe, maar ook gemeentes, net by die randjie van sukses omgedraai, omdat hulle nie daardie laaste tree se deursettingsvermoë gehad het nie. Moet in 'n span werk. Navorsing sê vir ons dat brugbediening kan net gebeur waar die fasiliteerder die heeltyd met spanne mense in die gemeente werk. En hier is dit nie noodwendig die kerkraad nie. Trouwens, navorsing sê die moeilikste groep om te verander, om te skuif in so 'n tyd, is juis die kerkraad. En dat 'n goeie plan dus sou wees om 'n gemeenteontwikkelingsgroep in die gemeente te identifiseer wat dalk los is van die kerkraad, wat saam net kan luister en kan beplan. Dit moet persone wees wat die vermoë het om liturgie nie aan te wend om lidmate te manipuleer nie, maar liturgie so aan te wend om mense te kan beweeg, om mense te kry om te wil deel wees van die kerk en haar roeping. En hier hoor jy dat ek praat van liturgie. Ons praat so dikwels, ek moet gaan preek skryf, en dis deel van ons uitdaging is, dat ons nie net preek moet skryf nie. Gemeentelede kom dit baie gou agter as ek 'n preek skryf en hom sommer Sondag voor die erediens in watter orde ook al inprop. Dit is belangrik dat 'n brugpredikant sal verstaan dat die hele liturgie, van die begin tot die einde, uiters belangrik is om 'n gemeente te kry, om hulle missionale identiteit na te streef. Moet 'n goeie motiveerder wees, iemand wat 'n gemeente kan motiveer vanuit die skrif en van eie lewe en vanuit entoesiasme om te waag, om nuwe goed te probeer. En ongelukkig moet so 'n persoon ook ander finansiële hulpbronne hê. Want die realiteit in ons kerk is dat daar vir brugpredikante nie voltydse bedieningsgeld is nie, om hulle volledig te ondersteun nie. En daarom kry ons dat meeste van predikante wat met brugbediening besig is, mense is wat geëmeriteer het en op 'n manier 'n inkomste verdien. Laas jaar by die internasionale konferensie vir brugpredikante was ons 200 predikante verteenwoordig, so uit 24 verskillende kerkdenominasies. En uit die 200 van ons wat daar teenwoordig was net 4 van ons voltyds in een gemeente. Die res is voltyds in bediening, maar nie voltyds in 'n gemeente nie. En dink aan die uitdagings wat dit vir ons gee. Die brugpredikant is dus 'n spesiale persoon. Is 'n persoon wat verstaan, hy's intentional, sy's intentional, is met 'n doel en doelgerig by 'n gemeente. Dat daar 'n tydperk gaan wees. En oor die tydperk kan ek vinnig net sê, navorsing oor die jaar het gesê 'n minimum van 6 maande tot op 18 maande is 'n goeie tydperk vir 'n gemeente om saam met 'n brugpredikant doelgerig nie te beplan voordat daar nuwe stappe geneem word. Waar kry ons hierdie brugpredikante? Opleiding gebeur op verskillende plekke. Die eerste plek wat ek vir u kan sê waar u kan gaan is na die Center for Contextual Ministry. Die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, en dit is gesetel aan die Universiteit van Pretoria. Daar gebeur opleiding van brugpredikante in 2 weekseminare per jaar totdat die diploma toegeken word. Of Shepherd. Shepherd is eintlik 'n bedieningsgroep
aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat, waar klein gemeentes veral die spesifieke fokus is, wat die meeste gemeentes is wat brugbediening oorweeg. Of 'n mens kan jou opleiding kry, 'n brugpredikant kan sy of haar opleiding kry by Communitas aan die Universiteit van Stellenbosch. As jy 'n bietjie meer fondse het, kan jy jou opleiding gaan kry in die FSA in Baltimore by die Maritime Institute, waar die International Ministry Network gevestig is. Die interessante is dat al hierdie verskillende opleidingsinstansies verskillende prosesse gebruik vir brugpredikante. En ek gaan later 'n bietjie oor hierdie prosesse elkeen sê. By die Center for Contextual Ministry en by Shepherd is die proses wat gebruik word eintlik maar die ou gemeentebou, die Identity Driven Church uitgangspunt. By Communitas word gewerk met Osmer en Osmer se prakties teologiese 4 vrae. By die IMN het ons lankal gehoor, werk dit met die 5 fokuspunte. Ek wil nou vir 'n bietjie met u gesels oor die prosesse wat verskillende brugpredikante gebruik. U het gehoor dat elkeen van die opleidingsinstansies 'n ander proses gebruik om brugpredikante op te lei. Ek noem dit in my eie navorsing en studie verskillende lense. Die eerste een is die een by Communitas, het ons gesê kom van Osmer af. Osmer het gesê in die bestuur van verandering is daar 4 belangrike vrae wat gevra moet word. Ek dink hierdie proses kan veral gebruik word waar 'n gemeente nie te vasgeloop is nie en 'n baie korter tydperk van brugbediening nodig het om te kan aanbeweeg. Osmer sê jy vra hierdie 4 vrae. What is going on? Why is this going on? What ought to be going on? And how might we respond? Wanneer 'n mens hierdie lens gebruik, hierdie proses gebruik, gaan 'n mens rustig met die gemeente ontmoet as brugpredikant, die 4 vrae voorhou en die antwoorde op die vrae gebruik om ons voor te berei op 'n nuwe toekoms. Sou jy by die Center for Contextual Ministry of by Shepherd opleiding ontvang, daar werk hulle met die Identity Driven Churches. Eintlik is dit die werk van gemeentebou wat gekom het van Callahan se tyd af. Callahan het gesê, hier is hierdie 5 dinge waaraan 'n mens aandag gee om by 'n gemeente se ontwikkeling uit te kom. Die eerste punt is ontvriesing, om 'n gemeente te laat besef waar is hulle om verhoudings te bou. Dan sal die gemeente geanalyseer word. Dis bloot net om te weet wat is die indeling van die gemeente se ouderdom. Hoe lyk die gemeente se inkomstegroepe? Waarmee is die gemeente reeds besig? Waarmee wil die gemeente graag besig wees? Ook persoonlikheidsevaluerings kan hier vir verskillende leiers oorweeg word. Vanuit dit uit beweeg 'n mens dan na 'n strategiese plan, waar daar planne opgetrek word, doelwitte geskryf word om die gemeente vorentoe te neem. Dan begin 'n mens om hierdie doelwitte en die planne wat jy gemaak het fisies uit te voer in die bediening. En as 'n mens daarmee klaar is, evalueer jy jou werk en dan sou hierdie proses sê dat 'n mens heel moontlik weer van vooraf kan begin met die proses. By die IMN in die FSA in Kanada en Europa het hulle die 5 fokusareas. Hierdie 5 fokusareas beskryf hulle as heritage, mission, leadership, connections, future. Heritage is om die gemeente te help om te sien waar hulle vandaan kom. Wat is hulle geskiedenis, maar om nie in die geskiedenis vasgeval te lê nie. Mission is om te verstaan waarom is ons kerk? Wat is ons doelwit, ons missionale identiteit? Hoekom het God ons hier geroep om op hierdie plek en in hierdie tyd kerk van die Here te wees? Leierskap in hierdie tyd is belangrik. Want in hierdie tyd ontwikkel 'n mens baie dikwels nuwe leierskap. Leierskap kom na vore wat vir baie jare dalk op die agtergrond was.
Leierskap wat vir baie jare dalk op die voorgrond in die gemeente was, staan terug omdat hulle gewoon nie kans sien om hierdie verandering te lei en te motiveer nie. Hulle werk baie sterk met connections, met netwerke en sê dat dit belangrik is vir 'n gemeente om nie alleen te voel, om 'n eilandervaring te hê nie. Dat gemeentes in hierdie tyd hard daaraan moet werk om hulle verhouding met hulle sinodale strukture te herstel, om nie 'n vyand en daardie gedagtes te hê nie, maar werklik te besef dat ons een span is. Ook hulle netwerk met ander groepe in die gemeenskap op te bou. Future is om te besef die beste dae van die gemeente lê voor. En daardie beste dae is om ons oë op die wenpaal te hê. En daardie wenpaal is niks anders as God se wil vir die kerk. En dit is om na alle nasies toe te gaan, mense sy disippels te maak, hulle te leer, hulle te doop en hulle te onderrig om alles te onderhou wat die Here vir hulle gegee het. Wanneer 'n mens deur hierdie prosesse beweeg het, dan kan 'n gemeente gereed wees om te besluit oor hulle toekoms. Gaan ons nog 'n vol bediening hê? Gaan ons deelsorg hê? Gaan ons deeltydse bediening hê? Gaan ons saam met ander gemeentes werk? Gaan ons 'n predikant kry en hoe gaan hierdie predikant lyk? Die brugproses word afgesluit wanneer die profiel vir die toekoms opgestel word, vir die gemeente. En so 'n beroepsvergadering sou dan een wees wat anders fokus. Nie oor wat kan die predikant na die gemeente toe bring om die gemeente te verander nie. Maar wat het die gemeente nodig in die predikant wat daarheen kom, om hulle op hulle koers in hulle rigting te lei. Ek wil afsluit om vir u 'n video te wys van die Center for Congregational Health. Ek dink dit som dit eintlik baie mooi op, alhoewel dit die lens van die IMN gebruik. Baie dankie vir u tyd en mag hierdie gesprek u motiveer om meer te lees en ook meer te dink oor die waarde wat dit vir gemeentes wat vakant is kan toevoeg om brugbediening te ontvang. Life is a journey, a series of starts and stops, comings and goings, departures and destinations. The same is true in the life of a congregation. Things change, people come and go, including the minister. Intentional interim ministry is a powerful, positive process that helps congregations clarify identity and the way forward when a pastor leaves, supporting a faith community by serving as, well, a roadmap, guiding them as they prepare to call their new senior clergy, helping them get ready for the next step in the journey. The biblical story is all about journey, of God's people discovering God's will and purpose for them. Abraham, Moses, Deborah, Jesus, Paul, and Phoebe all were on journeys of hope and wholeness, faithfully seeking and following God's direction. Calling new clergy is a journey of hope and wholeness too, a journey the intentional interim ministry process has helped thousands of congregations around the world navigate since the 1960s. The intentional interim ministry process helps congregations share their feelings and create a spirit of excitement about the future. Even though it's been updated through the years to meet the needs of today's faith communities, the heart of the work remains the same, clarifying identity. When a minister leaves, it's a whole new world for a faith community and a perfect opportunity to discover who we are and what God wants us to be now. But how do congregations get from here to here? It all begins here. When a pastor leaves, the congregation comes to a detour. Intentional interim ministry helps us move in the right direction by exploring 5 key elements of healthy faith communities: heritage, mission, leadership, connections,
and future. Every faith community is shaped by its past. The interim is a time to understand history and celebrate heritage. The intentional interim ministry process helps congregations get clear about what stays behind and what comes into the future. This is also the time to grieve, to bring closure with the former minister, and let go of old expectations, wounds, and patterns, so a new minister can be fully embraced. It's healthy for faith communities to periodically review where they're going and why. In the interim, this process helps congregations look at why we exist, the mission statement, what we aim to accomplish, the vision statement, and how we live vision and mission day to day, our core values. Leadership is action, not a person. The interim is the perfect time to talk about expanding the leadership base, reassessing professional staffing needs, and updating documents such as bylaws and job descriptions. Connections is all about a congregation's relationships with the community and denomination. A time to ask, who is passionate about these relationships? How are we seen as a local citizen? How are missions monies collected? And what do we support? The whole point of this discovery process? To blaze a trail to a new future together. To develop accurate, spirit-centered congregational and pastoral profiles that represent who we are here and now and fulfill God's purpose for us, preparing us for the next step in the journey, calling a new pastor. Life in a congregation is a journey of the heart and spirit, being open to the will of God. That's what intentional interim ministry is all about, working with congregations in a relevant way to build a bridge from the past into the future, helping you emerge from the self-discovery process as an even stronger and more effective faith community. And it works. A 9-year study of hundreds of congregations and thousands of lay leaders and clergy revealed that 2 years after participating in the process, more than 90% of the congregations remain healthy and would recommend the process. Is your congregation calling a new pastor and ready for an exciting and empowering journey of discovery? Go to healthychurch.org to learn how the intentional interim ministry process can help you.